Welkom by ons begeleide gebed. Hierdie komende Sondag begin ons met 'n splinternuwe reeks wat gaan oor gevorm in die storm. Lees saam met my hierdie teksgedeelte. Romeine 5 vers 1 tot 5 sê as mense wat deur God vrygespreek is omdat ons glo, het ons nou vrede met God op grond van wat Jesus Christus, ons Here vir ons gedoen het. Ons jubel selfs in ons swaar kry, want ons besef dat die swaar kry ons leer om te volhard. En hierdie hoop sal nie teleurstel nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees. Hoor mooi hierso wat Paulus sê, nie swaar kry is iets goeds wat met ons gebeur nie, dit sal verregaande wees. Hy sê dat God is steeds teenwoordig, selfs wanneer ons deur pyn gaan. En dat pyn het nie die laaste sê nie, maar God het altyd die laaste sê. Hierdie woord volharding beteken om onderdruk te bly, maar om steeds God se krag te hê. Nie ek en jy wat sterker probeer wees of harder probeer nie. Nee, God hou ons vas terwyl ons deur hierdie omstandighede gaan. Ons het vrede met God. Nie eendag nie, nou. Dis ons identiteit, dis 'n wete, vaste vertroue, omdat Jesus reeds die pad vir ons oopgemaak het. Jy hoef nie eers reg te voel voordat God naby is, jy hoef nie eers sterk te probeer wees nie, nee, selfs hoop, sê Paulus, word nie deur menslike optimisme gebou nie, dit word deur die Heilige Gees in ons harte gestort. Dis 'n ander tipe hoop, is nie wensdenkery nie, dis God se hoop wat hy produseer deur die Gees binne in ons harte. Ek wil hê jy moet deelneem aan hierdie gebed en saam met my hierdie herhaling doen. Here Jesus, U vrede is nader as my vrese. Herhaal dit saam met my. Here Jesus, U vrede is nader as my vrese. Heilige Gees, kom stort U liefde in my hart uit. Ek wil hê jy moet die swaar kry of die pyn of lyding wat jy tans beleef voor jou sien. Nie noodwendig dat ons dit wil wegbid vandag of wegskuif nie. Ek wil hê jy moet die Here nooi, soos wat jy hierdie pad moet stap. Nooi die Here nou in jou eie woorde, om saam met jou hierdeur te gaan. Here, U leer ons om te volhard. Here, nie deur ons eie vermoëns nie, maar deur die Heilige Gees. Ons kom bid ook nou, Here, vir mense wat moeg geword het om 'n las te dra. Here, vir die mense wat glimlag terwyl hulle eintlik uitgeput en gedaan is. Vir mense wat begin glo het, Here, dat swaar kry beteken dat U afwesig is. Heilige Gees, kom stort U liefde opnuut in ons harte uit. Here, ons weet, Here, U kom hier net op 'n oppervlakkige manier nie, Here, maar U kom met 'n diep wete wat U kom vasmaak in ons gemoed, wat sê dat ons behoort aan God en dat ons nie alleen is nie. Here, kom gee 'n nuwe hoop vir mense, Here, wat op die punt van opgee is. Laat daar, Here, in donker plekke klein ligstrale inskyn, Here, van nuwe hoop en 'n toekomsverwagting. Here, nou kom ons ook en ons sê dankie. Dankie vir U vrede, Here, wat U vir ons kom gee. Dankie vir U voltooide werk aan die kruis, Here. Dis nie ons prestasies nie. Ons identiteit het ons ontvang as gevolg van dit wat U gedoen het aan die kruis, Jesus. Dankie, Here, dat selfs swaar kry, Here, dit waardeur ons gaan, nie vermors word nie, Here, maar in U hande kry dit nuwe betekenis. U vorm ons, Here, en vorm iets standvastigs binne in ons lewens, wat ook 'n getuienis kan wees, en 'n lig van hoop kan wees in ander mense se lewens. Dankie, Heilige Gees. Dankie dat U krag en U liefde kom uitstort in ons harte. Dankie dat U hoop weer kom wakker maak en ons herinner dat ons kinders van God genoem is. Ons rus in U teenwoordigheid. In Jesus naam. Amen.